Baie dankie. Hierso. Vir jou ook enetjie. Goeiemôre almal. Baie welkom by hierdie erediens. Ons het Vrydag hier uitgestap in stilte. Dit was maar 'n somber atmosfeer, dit was hartseer, want ons het gedink aan Jesus wat gesterf het aan die kruis, wat gelei het. Ons het gedink aan sy opoffering vir ons, sodat ons gered kan word en die ewige lewe kan hê. Vanoggend is ons bly, ons vier fees, want Jesus wat wreed doodgemaak is aan die kruis, wat gelei het opgestaan. Hy het die dood oorwin. Hy is ons Here, hy is ons koning. En ons is hier saam in die teenwoordigheid van die opgestane Here. Ons het hoop, dis hoekom ons vandag fees vier. Ek het nou 'n paar keer vanoggend het ek paaseiers geruil met die kinders, want eers was dit lin, toe kry ek nou een met 'n ander kleur papiertjie, en nou was alweer so 'n geval. So, ons ruil die paaseiers uit. Dalk het jy ook baie paaseiers geëet in hierdie tyd, of baie curryvis, of paasbolletjies. Dis altyd saam met paasfees wat ons doen. Maar, so vandag vier ons fees, want Jesus is die Here, die koning. Hy is in beheer. Ons hoor in Kolossense 2 vers 10, hy is die hoof oor elke mag en gesag. Dit gee vir ons baie hoop. Die Bybel vir almal vertaling sê, Christus is sterker as almal en alles wat oor die wêreld wil regeer. Dis 'n wonderlike wete. Jesus is in beheer. Selfs al lyk dit nie altyd so nie. Al is die wêreld baie stikkend. Ons het hoop. En ons gaan mekaar groet. Dit is hoe Christen nou oor die jare baie keer mekaar gegroet het, so met om die opstanding te vier. Ons vier elke Sondag die opstanding, maar vanoggend is dit Paasfees. Ons vier spesifiek ook die opstanding. So ek gaan sê, die Here het opgestaan, en dan sê julle, die Here het waarlik opgestaan. Vir die kinders, dit beteken waarlik regtig, hy het regtig opgestaan, hy lewe. Die Here het opgestaan. Daaroor is ons baie bly, en ek wil hê groet mekaar ook met daai woorde. Een sê die Here het opgestaan, en die ander een sê die Here het waarlik opgestaan. Kom ons sien mekaar raak, ons groet mekaar so. En is wonderlik om dit te kan sê vanoggend. As mens dink hoe daai disippels en almal wat nou Jesus gevolg het, hoe hulle gevoel het toe hulle gedink het Jesus is dood. Dis eintlik die einde. Ons het niks hoop nie, dis donker. Dit was Goeie Vrydag wat Jesus gesterf het. Toe dit stil Saterdag, toe Jesus in die graf. Toe het mense gevoel dit is verby. Ons weet Jesus is dood, hy's in die graf. Maar die wonder het gebeur dat Jesus opgestaan het. En daarom is ons so bly vandag. Ons kan dit sê, hy het waarlik opgestaan. Niks kon vir Jesus keer nie, nie eers die dood nie. In Kolossense 1 vers 13 tot 14 hoor ons die volgende. Is nou Jesus, dit is nou God wat dit vir ons gedoen het. Hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van sy seun wat hy liefhet. Deur die seun het ons die verlossing gekry, die vergewing van ons sondes. Broers en susters in Christus, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Ons is bly hieroor, ons is dankbaar. Jy kan die volgende slide wys. Ek wil ons net so 'n bietjie met mekaar praat, sê net vir mekaar, wat was vir jou goed en wat was vir jou sleg die week? Verskillende goed gebeur in ons lewe.
ons deel dit net. Die klippe wys na iets wat sleg is, of wat swaar is, wat moeilik is. En die paaseier is iets wat was lekker, wat was goed. Deel net so met die persoon langs jou. Ons wil hoor wat gaan in mekaar se lewens ook aan. Partykeer moet mens ook maar sekere mense stop, anders gaan hulle heeldag praat. Daar gaan koffie en tee na die diens wees ook, so mens kan dan verder gesels. Maar ek wil ook vra as jy 'n besoeker is hier by ons, steek asseblief as jy wil jou hand op. Ons gee 'n kruisie wat sê welkom by Nooit Gedag. Henry gaan om my weer help asseblief. Ek sien daar so is hande daar, Dominee Christo hulle is hier so. Ja, is daar nog besoekers? Ek sien nie nog hande nie. Ek dink dit is almal, ja. Dankie vir almal wat blomme ook gebring het, dis iets van die vrolikheid van hierdie dag, word daarmee gesimboliseer. Ons is bly, blomme maak mens bly, as jy nou iets geplant het, of jy plant blomme, en jy sien daai blomme kom op, daai blomme gaan oop, dan is jy sommer bly, jy word verras. Vandag is ons ook so bly, dat Jesus lewe. Ons, ek wil vra, wie wil die Christuskers vir ons aansteek vanoggend? Ja, nou, iemand gaan hom dalk ook moet help, hy's 'n bietjie hoog hierso, sal hom dalk help, om Attie gaan somme. Ons steek ook 'n Christuskers aan, wat ons herinner, Jesus leef, hy het die dood oorwin. Hy, die duisternis kon nie hom uitdoof nie. Hy is ons lig. Hy is ons Here en hy is ook hier by ons. Dit is vir ons 'n geweldige troos. Hy is altyd met ons. Maak nie saak waar jy nou gaan, of hoe moeilik dit is, jy is nie alleen nie. Onthou dit, glo dit, weet dit. Jesus het beloof om by ons te wees al die dae, tot die volëinding van die wêreld. So al voel dit nie so nie, dit is so. Ons moet dit glo. Ons gaan nou as toetredingslied die lied sing, Jesus, ons eer U, ons bly sit. Ons sing vers 1 en 2 saam van hierdie lied. For
Ek gaan vir ons 'n gedig lees, die einde was toe die begin. Dit is nou 'n anonieme gedig, ek weet nie wie dit geskryf het nie, maar dit is ook baie mooi. In u geboorte het ons reeds die einde bespeer, toe daar geen plek vir u geboorte was, en die naaldstring in 'n krib geknip moes word. Eenvoudiges het u in Bethlehem vlakte verwelkom daardie nag. In die begin het ons reeds die einde gesien, toe u na Egipte moes vlug. Die gekerm op Rama en die geween van Rachel, omdat haar seuns nie meer is nie, het ons die einde laat sien. In Nasaret jaag hulle u weg, en begin u stap na Jerusalem. Petrus sê, hy ken u nie, en Judas verkoop u uit. Met bloedsweet druppels pleit u dat die beker verby sal gaan. Die horlosie tik, die tyd stap aan. Die einde is toe hier. Aan 'n kruis, dit is volbring. En stilte tree skielik in. En alles is verby. Die einde vir jou en my. Sondagmôre 'n leë graf. Die dood word uitgelag. Die einde was toe al die tyd die begin van lewe en nuwe sin. Daarvoor is ons so dankbaar dat Jesus vir ons 'n wonderlike toekoms oopgebreek het deur homself te gee. Ons gaan die Here nou loof, ons gaan die lied sing, kom almal, laat julle stem verrys. Ons sing vers 1 tot 3, ons staan en ons loof die Here. Oh
Ons gaan ons geloof saam bely in die drie-enige God. So ons gaan eers daar so inleidende gedeelte en dan wanneer ons nou kom by die apostoliese geloofsbelijdenis, dan kan julle almal staan. So daar waar dit nou sê ons almal saam, dan staan julle. Julle kan eers sit nou vir hierdie deel. Ek sê die gedeelte langs die V voorganger en julle sê die gedeelte langs die G elke keer en dan bely ons dit saam. Saam met die wat getuies was van die gebeure van die eerste goeie Vrydag, bely ons in die geloof, saam met Simon van Sirene. Saam met Maria, saam met die sterwende misdadiger, saam met die Romeinse offisier, en nou gaan ons saam bely. Julle kan nou opstaan en bely ons saam ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Julle kan maar sit. Daar is verskillende goed in hierdie lewe wat 'n mens se lewe kan definieer, wat jou lewe kan bepaal, wat kan maak dat jy jou lewe op 'n spesifieke manier lewe. So sê nou maar, jy soek graag geld. Jy gaan dit jou lewe bepaal. Jy wil heeltyd meer geld hê. Jy gaan hard werk. Jy gaan dalk oral probeer bespaar. Jy wil net soveel as moontlik geld hê. Of as jy nou, sê nou maar, baie fiks wil raak. Dit is jou fokus. Jy wil iewers 'n baie goeie tyd hardloop by 'n wedloop. Dan gaan jy baie oefen. Jy gaan fiks wil raak. Jy gaan gesonder eet. Dit gaan jou lewe vir daai tyd bepaal. Party doen dit sommer heeltyd. Dit neem hulle hele lewe oor, hulle oefen heeltyd. So kan verskillende goed, of jy wil dalk hê al jou vriende moet van jou hou. Dis vir jou die belangrikste. So jy wil allerlei goed doen, laat hulle net moet sê, joh, jy's fantasties. Ons hou baie van jou. So kan verskillende goed ons lewe bepaal. So iets waaroor ons kan nadink vandag is, wat is dit wat ons lewe definieer? Wat is ons middelpunt waarom ons hele lewe draai? Miskien is dit net jouself ook soms. En jy wil belangrik wees. Mense moet jou raak sien. Mense moet dink jy's baie oulik. Jesus moet ons middelpunt wees. So dis ook vir ons weer 'n uitnodiging in hierdie tyd. En ons hoor, as ons bietjie dink aan Paulus, dan besef mens sy hele lewe het verander toe hy 'n ontmoeting gehad het op pad na Damaskus met die opgestane lewende Here Jesus Christus. Sy hele lewe het verander. Sodat hy kon sê in Filippense 1 vers 21 dat om te lewe is vir my Christus. Dis wat hy kon sê, hy is my lewe. Hy's nie 'n bysaak nie. Dis nou amper winter, nou drink 'n mens vitamiene dalk meer. Dis 'n aanvulling wanneer jy wil gesonder wees. Jesus is nie so nie. Paulus sê hy is my lewe. Dit is wat ons elkeen ook moet sê. Sonder hom het ek niks. Sonder hom het ek nie 'n toekoms nie.
Sonder hom is ek verlore in sonde. Dit is die uitnodiging vir ons. Om te gaan dink, wie is Jesus werklik vir ons? Wat het hy werklik vir my gedoen? En om dit te glo en om dit te ontvang. Hy gee vir my die ewige lewe. En dis als net genade wat Jesus vir ons gedoen het. Ons hoor in Filippense 3 dat dan sê Paulus ook, hy het wonderlike goed bereik, hy kon nogals geroem daaroor, hy kon trots wees daarop, hy was nogals belangrik, sy CV het goed gelyk, maar hy het besef, dis eintlik alles nutteloos, dis eintlik alles waardeloos in vergelyking met Christus. Christus oortref alles in waarde. So, dit is so belangrik dat mens dit besef, want dit kan so maklik gebeur dat ander goed belangriker is. Dat mens dit net najaag. Maar dit help nie, ons kry die wêreld as wins en ons verloor ons lewe nie. So, ons moet Christus eerste stel, hy moet ons lewe bepaal. Paulus het vir Christus gelewe en hy was ook bereid om vir hom te sterf. Ons hoor in Romeine 14 vers 7 tot 8 die volgende. Niemand van ons leef tog vir homself nie. En niemand sterf vir homself nie. As ons lewe, leef ons tot eer van die Here. En as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. So ons as Christene het hoop, ons hoop het 'n naam, Christus is ons hoop. As ons oog op hom gefokus hou, dan het ons hoop, maak nie saak wat om ons gebeur, hoe dinge dalk die mekaar val, of hoe donker dit is nie. Christus is ons hoop, hy is ons lewe. Ons fokus gaan soms weg van hom af. So, as ons sê, Jesus is ons Here, dan moet ons hom ook volg. Dan moet ons in 'n lewende verhouding met hom lewe. Ons kan nie net sê, hy is my verlosser en Here, en dan stop dit daar nie. Ons kan soos hy liedjie, daar's 'n bekende liedjie wat sê, because he lives, I can face tomorrow. Omdat hy leef, kan ek môre aanpak. Al weet ek nie wat daar voor lê vir my nie. Kom ons bid saam voor ons vanoggend se gedeelte lees. Here, ons staan in verwondering oor u liefde en u genade, u goedheid, u barmhartigheid. Ons dank u dat u vir Jesus gestuur het om ons te kom red. U wil nie hê ons moet verlore gaan, Here. Sonder u is ons verlore in ons sonde. Dan is daar het ons nie 'n toekoms nie. Here, maar ons wat glo kan weet ons is gered. Ons is kinders van God en ons het 'n wonderlike toekoms. Jesus leef, hy het die bose magte en die dood oorwin. Here, as ons sê hy is ons Here, dan moet ons ook hom volg. Mag die Heilige Gees ons oopmaak om die heerlikheid van Jesus raak te sien. Here, en mag ons gaan leef as sy volgeling, as sy getuies in hierdie wêreld. Ons het 'n taak om te doen. En ons weet, u gee vir ons wat ons nodig het om dit te kan doen. Here, kom praat met ons, waar ons uit die woord uit gaan lees. Ons bid, Heilige Gees, maak ons ore en ons harte oop vir die woord van God. Help ons om te hoor en te reageer daarop. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ons gaan lees uit Lukas 24 vers 1 tot 12 en ek lees uit die 1983 vertaling. Die opskrif is Jesus het opgestaan. Die Sondagmôre baie vroeg het die vroue na die graf toe gegaan met die reukolie wat hulle reggemaak het. Daar kry hulle die klip weggerol van die ingang van die graf af. En toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie.
Hulle het nie geweet wat om daarvan te dink nie. Met een staan daar by hulle 2 manne met blink klere aan, 2 engele. Die vroue het groot geskrik en met hulle gesig na die grond toe gebuig. Toe sê die manne vir hulle, waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie. Hy is uit die dood opgewek. Onthou hoe hy met julle gepraat het, toe hy nog in Galilea was, en gesê het, die seun van die mens moet uitgelewer word in die hande van sondige mense, gekruisig word en op die 3de dag opstaan. Toe het hulle sy woorde onthou en van die graf af teruggegaan en al hierdie dinge vir die 11 en al die ander gaan vertel. Die vroue was Maria Magdalena en Johanna en Maria, die ma van Jakobus. Ook die ander vroue saam met hulle het dieselfde dinge aan die apostels vertel. Maar vir hulle het hierdie verhaal na onsin gelyk en hulle het die vroue nie geglo nie. Petrus het egter opgespring en na die graf toe gehardloop. Toe hy daar vooroor buig, sien hy net die doeke. Vol verwondering oor wat gebeur het, is hy terug huis toe. Ons lees net tot so ver vanoggend. Nou Jesus was wreed doodgemaak, hy was gekruisig en hierdie vroue het Jesus se graf gesien en hoe hy begrawe is. Ons hoor dit in Lukas 23. Hulle het geweet Jesus is werklik dood. En nou hoor ons in vanoggend se gedeelte, hulle het vroeg somme die Sondagmôre, baie vroeg, het hulle na Jesus se graf toe gegaan met hulle reukolie. Nou, mense moet bietjie dink, wat het deur hulle koppe gegaan? Hoe het hulle gevoel? Hulle het nou gesien, Jesus is werklik dood. Hulle het gevoel, dit is die einde eintlik. Die een wie hulle, wat al hulle hoop op was, is dood. Nou kom hulle daar by die graf. En dan gebeur daar iets. Hulle sien, die klip is voor die graf weggerol. Nou, dit moes nou weer hulle ander emosies opgebring het. Wat gaan nou aan? Die klip is weggerol. Ek wonder nogals hoe dit moes gewees het vir hulle. En toe hulle ingaan, was die liggaam van Christus nie daar nie. Nog iets verder wat gebeur het. Nou is die liggaam ook weg. So dit moes hulle heeltemal die mekaar gemaak het. Wat gaan nou aan? Waar is sy liggaam? En dan hoor mense in vers 4, hulle het nie geweet wat om daarvan te dink nie. Hulle was heeltemal onseker, maar hulle was platgeslaan. En nou is hulle nog heeltemal onseker ook. En toe staan daar 2 engele met blink klere aan daar by hulle. Hulle het ook groot geskrik toe dit gebeur. Hulle buig toe sommer laag af na die grond toe. En hulle hoor toe hierdie vraag, die engele vra vir hulle, waarom soek julle die lewende by die dooies? Waarom soek julle die lewende by die dooies? So die engele bring vir hulle die wonderlike goeie nuus, dat Jesus is nie daar nie, want hy leef. Hy het die dood oorwin, hy het opgestaan. Hy leef. En dit is wat ons vandag ook vier, eintlik elke Sondag. Die opstanding. Jesus leef. Hy is nie dood nie. Hy het die dood oorwin. Jesus het vir ons die slegste ding oorwin, die dood. Die dood voel so, dis die einde. Alles kom tot 'n stop. Hy het dit oorwin. Die graf is leeg. Die kruis is kaal. En daarom het ons werklik hoop. Ons weet, ons het 'n wonderlike toekoms. So ons kan fees vier. En dit tref my nogals ook dat hierdie vroue eintlik vergeet het wat Jesus vir hulle gesê het, voor sy dood. Hy het vir hulle gesê wat gaan gebeur. Maar die engele moes hulle herinner het, en toe onthou hulle dit wat Jesus gesê het. Dit wat hy gesê het, het gebeur. Vir my is dit net weer die herinnering, soos ons gesê het by die nagmaal. Ons vergeet maar vinnig.
Ons vergeet wat Jesus vir ons gedoen het. Wat het hy vir ons bewerkstellig met sy dood, deur homself te gee. Ons vergeet, hy het regtig vir al ons sondes betaal. Maar ons vergeet soms ook, hy leef, hy die dood oorwin, ons het hoop. Want ons kyk vinnig weer vas in ons omstandighede, in dit wat moeilik is. Maar dis hoekom ons kerk toe kom, om ons te herinner aan die goeie nuus, om ons te help om te onthou. So vandag word ons ook hieraan onthou. Daar gebeur aaklige dinge, jy is dalk hartseer, jy het 'n geliefde verloor, jy is onseker, jy kry swaar. Maar ons weet, ons is nie alleen nie. Jesus leef en hy is met ons. Slegte dinge soos pyn en siekte en lyding gaan tot 'n einde kom. Die herstel en die genesing en die vernuwing van die hele wêreld het begin met Jesus se kruisiging en opstanding. So ons is op pad na 'n wonderlike toekoms toe. Ons moet dit glo. Ons moet dit weet. En toe hierdie vroue hierdie goeie nuus besef, het hulle gaan vertel vir die apostels hiervan, vir die disipelgroep. Hulle het gaan vertel hierdie goeie nuus. Jesus leef. Dit tref my as mens nou so na die verskillende evangelies lees, hoe daar, as mense besef het Jesus leef, dan verander hulle lewe, hulle wil gaan vertel, hulle wil daai goeie nuus gaan deel, die vroue gaan deel dit, hulle kan nie stil bly hieroor nie. Die eerste getuies van Jesus se opstanding was vroue. Vroue se getuienis was in daardie tyd nie as betroubaar gesien nie, maar hulle is die eerste getuies. Dit wys mens net so, die Here kan enige iemand gebruik. Moenie dink jy is te onbelangrik, te jonk of te oud nie. Jy kan ook 'n getuie wees. So toe hulle nou hierdie goeie nuus vir die 11 en al die ander gaan vertel het hulle nie geglo nie. Dit het vir hulle geklink na onsin. Maar die Here het verder vir mense oortuig hy lewe. Hierna, as mens nou verder lees, mens hoor nou hierso Petrus in vanoggend se gedeelte, hy het opgespring en hy het self gaan kyk, en hy was in verwondering, toe hy nou net daai doeke sien. Maar hy het nog nie heeltemal geweet presies wat het gebeur nie, hy het geweet, hier het iets gebeur. Hy staan in verwondering, maar hy weet nie wat presies gebeur het nie. Maar Jesus verskyn, hierna, as mens nou verder lees, dan verskyn hy in die Emmausganger, die mense wat nou twee wat ook gedink het, ons stap nou hier, daar's niks hoop nie. Dit Jesus is dood. Dan verskyn Jesus aan hulle en hulle besef eers later is hy wat by hulle was. Hy gaan vertel hulle ook, hulle gaan getuig ook van wat gebeur het. Jesus leef. Nou hoor mens, Jesus het dan Petrus verskyn, maar dan verskyn hy ook aan die groter disipelgroep. En hulle sien, dis werklik hy leef, hy die dood oorwin. En hulle moes dan uitgaan. Hulle is dan die gestuurdes wat in die wêreld moet ingaan. Hulle moet gaan getuig. Hulle moet in Jesus se naam bekering en vergewing van sondes aan al die nasies gaan verkondig. Van Jerusalem af en verder. So dis nie die tyd vir wegkruip en stil bly en bang wees nie. Hulle weet Jesus leef. Hulle weet die dood is nie die einde nie. Hulle kry vrede by Jesus. Maar dan het hulle werk om te gaan doen. Hulle moet gaan vertel. Hulle moet ander mense innooi in hierdie wonderlike verhouding met Jesus. Hulle moet mense vertel, daar is 'n nuwe manier van lewe, die beste manier van lewe. Kom na die lig toe, bekeer, volg vir Jesus. Dis 'n uitnodiging. Jou sondes kan vergewe word. Jy hoef nie in sondes en in donkerte rond te sukkel nie. Kom na die lig toe, kom ervaar vreugde en liefde waarna jy werklik soek. Ware hoop. Dis wat hulle moes gedoen het. En dit is wat ons ook moet doen. In die Johannes Evangelie hoor mens
hoe die disippels so bang was, hulle was in 'n vertrek, die deure was toe, hulle was bang vir die Jode, hulle is verlam. Dan verskyn Jesus, dan bring hy vir hulle, sê hy vir hulle vrede vir julle. Maar dan stuur hy hulle in die wêreld in. Hulle het 'n belangrike taak. En mense kan nou dink, ag, dis 'n swaar las, dis nou nog werk wat ek moet gaan doen. Dis nie hoe dit is nie, dis 'n wonderlike voorreg. Die Here Jesus trek ons in by sy werk, hy maak ons deel daarvan. Dis 'n voorreg. Ons verdien nie dit nie. Maar Jesus wil ons gebruik. En dit sê hy, dink elkeen van ons kan dit doen. Ons kan sy getuie wees. Ons kan op 'n unieke manier 'n geskenk vir hierdie wêreld wees. Maar ons moet ons oog op Jesus hou. Dan kan ons dit doen. Dan is ons nie bang nie, selfs al sterf ons vir ons geloof. Dis hoekom Paulus dit ook kon doen. Hy het geweet, ek behoort aan die Here. Die dood is nie die einde nie. Maar 'n belangrike ding is, hierdie disipelgroep moes ook wag. Die Heilige Gees moes kom eers. Daai gawe wat die Vader beloof het, moes eers kom. Hy gee die krag van bo. Hy lei ons, hy verander ons om meer en meer soos Jesus te word. Hy maak ons dapper. So kom ons bid vandag ook dat dit sal gebeur. Ek wil net afsluit met Efesiërs 2 vers 1 tot 10. Dis net, as mens dit hoor, dan besef mens net weer hoe groot is die Here se genade. Maar mens wil dan uit dankbaarheid reageer op dit wat Jesus gedoen het. Mens wil jouself gee in diens van God. Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes, wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld, en julle laat lei deur die vors van die onsigbare magte. Die gees wat daar nou aan die werk is in die mense wat aan God ongehoorsaam is. So het ons trouwens vroeër ook almal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons liste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word. Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee, sodat God ook in die tye wat kom sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is, deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie. En daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Ons is uit genade nuwe mense, ons wat glo. Nou moet ons daai nuwe lewe gaan lewe. Die goeie dade waarvoor die Here ons bestem het. En ons kan dit doen, want daar het al reeds 'n groot verandering plaasgevind. Ons is dood vir die sonde en ons lewe nou vir God. Kom ons gaan doen dit. Kom ons bid saam. Here, ons kan nie vir U genoeg dankie sê nie. Ons verdien die dood as gevolg van ons sonde. Ons verdien die straf, maar U, Jesus, het dit op U geneem. U het in ons plek gesterf, U het ons vrygekoop. Dankie daarvoor, Here. Help ons, Here, dat ons sal weet waar ons hoop is. Ons hoop is in Christus gesetel. Hy is ons hoop. Ons hoop het 'n naam. Ons bid dat ons dit sal onthou as die lewe moeilik en swaar raak. Here,
ons weet ons behoort aan U. En dit gee vir ons hoop en vrede en vreugde. Ons is kinders van God. Help ons om so te leef, dat ons geloofwaardige getuies van U sal wees. Want baie mense kyk ook, hoe leef ons? Kyk na ons dade. Daarin getuig ons ook, dat ons U volg. Ons kan nie hierdie dinge self doen nie. Ons kan nie net sê, ek gaan harder probeer nie. Ons word deur die Heilige Gees verander. Maar ons verantwoordelikheid is wel om moeite te maak met ons verhouding met Jesus. Om tyd met hom te spandeer. So word ons verander as ons na hom kyk en ons sy heerlikheid sien. Die Heilige Gees maak ons oop vir Christus. En die Heilige Gees lei ons. Geef ons wat ons nodig het om Jesus te kan volg. Here, help ons om na U stem te luister. Help ons om in afhanklikheid van U te lewe en met dankbaarheid. Here, ons bid vir almal wat voel die swaar kry is net te veel. Die siekte is net te oorweldigend. Die armoede is net te veel, Here. Here, en dankie dat U ons gebruik om ook vir sulke mense hoop te bring. Dat ons hulle weer sal wys na die lig toe. Here, en dankie dat ons gemeente ook mense in wat nood ervaar kan help. Dankie, Here, dat U van ons 'n lig maak. Ons bid dit alles in Jesus naam. Amen. Daar's nou geleentheid vir die gee van die dankoffers. Dan gaan 'n paar afkondigings gedeel word.
Kom ons maak die oë toe. Here Jesus, baie dankie vir die wonderlike voorreg om vanmôre hier te kan wees op Opstanding Sondag. Baie dankie vir die bydraes wat ons nou kon ontvang het. Here, U weet wat die bydraes vir hierdie gemeente beteken, wat ons so nodig het. Help die amptenarij van hierdie gemeente, Here, in ons kerkraad, dat ons deur die werking van U Gees dit na die beste van ons vermoë sal aanwend, waar dit nodig is, tot uitbouing van U koninkryk. Amen. Daar sê, kom ons kyk gou net na 'n paar afkondigings. Daar is 'n sendingkommissie vergadering, 'n eiendomskommissie vergadering Woensdag aand en die geldsaake donderdagmiddag. Ons vra die voorbereiding vir die werk wat daar vir die kommissies gedoen moet word, dit wat bespreek moet word en dit wat ons moet doen. Ons het lidmaatskap ontvang van Bertie en Sandra van Koller, is hulle hierso? Hulle kom van Sherwood af, ons sê van baie welkom. Ek het 2 verjaarsdae, Liefie Arons en Elsa Kienwan verjaar vandag. Is hulle hierso. Saam met hulle en almal wat in die week verjaar, mag julle werklik in 'n nuwe lewensjaar God se ryk, liefde en sy vrede ervaar. Ek het 'n paar name vir die gebedslys, Babsie Hugo, Susan van Maak, Johan Weideman, Lorinda en Hansie Kriek en ook Marinda Ziri, wat met hulle gesondheid sukkel. Maar ook almal wat siek is en wat regtig swaar kry. Kom ons dra al die mense aan die Here op vir sy groot liefde. U wat die stasies van die kruis in die saal besoek het, u sien hoe pragtig dit is. Dit is regtig mooi uiteengesit en dit praat baie diep met 'n mens en daarom wil ons vir aan so sê baie dankie. Ook dit wat u vanmôre hier agter ons sien, ons weet sy doen dit uit liefde uit, maar baie dankie. En nie vergeet nie, na die diens, koffie en tee in die saal, kom kuier, kom gesels lekker saam, baie dankie. Ek gaan nie baie lank wees nie. Ek gaan niks verkoop ook aan julle nie, so moet nie bekommerd wees nie. Lian het net gevra, ek moet maar weer iets sê oor die bazaar en fondsinsameling. En ja, ek dink dit is 'n goeie ding dat ons dit gaan doen. Daar kom goeie bydraes en daar kom goeie skenkings in vir die bazaar en ons is daarvoor baie dankbaar vir julle. Maar die ander goed kom nie so baie goed in nie. Julle sal verstaan waaroor dit is. Julle kan op die lyste kyk waaroor dit is. En om te help daarmee doen ons nog fondsinsameling ook. En ek was al senuweeagtig en ek het tot gisteraand het ek eers en ek hoop Freddy luister in vanmôre van Tsitsikamma Lodge and Spa. Ons kry 'n naweek vir 2 mense te waarde van R6,000 wat hy vir ons borg. So ek wil vir julle almal van julle vra, julle moet nie huis toe gaan nie, julle moet na die saal toe gaan, maar julle moet gaan koffie en tee drink en dan moet jy asseblief net 'n lys neem waarop daai stuk gaan staan van Tsitsikamma Lodge and Spa. Dit is 'n fondsinsameling lys. Volgende Sondag sal ek 'n lys insit saam met die afkondigings vir ons pretloop. En moet nou nie sê jy kan nie loop. Ek het vanmôre gesien hoe stap een man stadig hier met sy kierie. Ek noem dit nou sommer sy hokkiestok. Jy kan selfs met daai hokkiestok en jy kom stap wanneer dit die bazaar is daai oggend. Ek gaan vir julle die tyd gee. Dit gaan nie 'n fun run wees nie, dit gaan 'n pretloop wees. En jy gaan nêrens op die teerpad loop, jy gaan net op die saaipaadjie loop. Ons gaan hier van die kerk af omstap, hier teen die pad hier agteraf Great Westway tot by Louisa Meiburg op die hoek, dan gaan jy opstap, dan gaan jy regs draai in Tilbagstraat in. Dan kom jy by die voorskool, kom jy uit en jy stap daar om en jy stap van Herstelstraat af tot by die kerk. So jy gaan nêrens 'n pad hoef te kruis, dit gaan vir jou veilig wees. En dan gaan nie 'n prys wees vir u wat eers te kom, so jy hoef nie te hardloop, jy moet stap. Ons sal agterna sal jy sien wat jy gaan kry as jy die stap voltooi het. Baie dankie. Ek het nou vir Dominee toestemming gevra om net ietsie te sê. Anso is verantwoordelik vir hierdie rangskikking. As ek reg Anso? Weet jy toe Dominee preek, ek het aan jou preek geluister Dominee. Van Vrydag af, weet jy, kyk nou net hierso, hierdie uitbeelding, die kruis, die swaar kry, is my simboliek nou reg. Die dood, grysheid, nee, daardie deel. En dan kom die opstanding in die nuwe lewe. Witter as sneeu het Jesus gesterf om ons sondes, weg te neem. Daardie simboliek en uit dit groei nuwe lewe. Is dit reg die simboliek of wil jy nog iets by sê? Dit is vir my
pragtig saamgevat in bome. Hoe dat Anso dit gedoen het, is ook 'n gawe wat jy het, om dit uit te beeld. 'n Roos is vir 'n simboliek van lewe, ek is baie lief vir rose. Hy begin klein groei, dan hy dorings, dis die lewe, nee, hy maak seer. Maar die einde, weer daai seer, kom nuwe lewe. En ons het dit beleef. En dan is dit die vrug, daardie roos op die einde, na al die dorings. Dankie Anso, dit was 'n mooie uitbeelding. Dit wys mense gawes verskil, maar dit is wonderlik as mens dit gebruik en op verskillende maniere, as almal dit gebruik, dan is dit wonderlik en dit wys mense kan op verskillende maniere die goeie nuus ook uitdra. Party doen dit ook met gedigte, ander doen dit nou weer met blomme, ander sing. So dis wonderlik, ons loof die Here en ons is dankbaar vir almal wat bydraes lewer en betrokke is. Ons slotlied is, ons wy onsself aan Christus toe, ons sing vers 1 van hierdie lied saam. Ontvang nou die seën van die Here. Julle kan weet dat die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle sal wees en bly. Amen. En dan sing ons gaan dan heen.